skoolfunksioneringsfonds om moontlik so deur die jaar tyd te spandeer saam met jou kinders en hulle besig te hou om miskien met jou spanbyeenkomste daai uur wat jy net aan voortrekkers aan toewy in die week, as jy daai tyd vat om net elke keer vir die kinders te vra om elkeen 'n beurt te maak om sy speletjie aan te bied vir sy maats, dan berei jy klaar jou kind voor om eintlik hierdie punt maklik te kan doen. Soos wat dit in die prospektus staan, is dit maar eintlik al wat ons nou kyk in daai in die spelers situasie. Ons kyk maar na die leierskap van daai kinders. So indien jy daai tyd gebruik om te kan kyk dat jou kind wel kan beheer uitoefen oor sy maatjies, dat jou kind kan die speletjie kan aanbied, dat die speletjie werk vir jou kind, dan is dit net soveel makliker as hulle kom om die dag dan by die evaluering te doen by die kamp, dan is dit nie vir hulle 'n probleem om daai speletjie aan te bied vir enige maats wat dan op die kamp is nie. Ons kyk regtig na die goeters of die kind wel voorberei. Nou as hulle daai tydjie vat in die weeklikse sessies en die kans gegee word om dit aan te bied, dan is hulle baie maklik, is hulle besig om voor te berei en hulle weet om dit te kan aanbied. Hulle is baie meer gemaklik voor die maatjies om dit te kan aanbied as hulle dan nou by die kamp is en hulle het mos hulle speletjie dan daar. Dan kan jy ook self kyk om te sien of daai kind daai speletjie, of dit 'n werkbare speletjie is, of dit maklik is vir die kind om hom ten minste aan te bied en of mens moet dalk 'n bietjie daarna kyk om so 'n bietjie te verander. So hoe die kamp se struktuur werk, en dit is nou maar in die kamp wat hier meer bo in die Gauteng area plaasvind, is dat ons gewoonlik die kinders is wat in 'n groepie is wat gaan speel, is so tussen 10 en 15 kinders. Maar dit is nou regtig net as hulle hier bo in die Gauteng area. In ons ander gebiede kan dit minder kinders wees, of 'n ander hoeveelheid kinders wat dalk of 'n ander manier wees wat hulle met die kinders dit gaan aanbied. Maar by ons werk ons so met tussen 10 en 15 kinders wat sy speletjie gaan aanbied in die periode. Die tyd wat gewoonlik toegeken kan word is so tussen 5 en 7 minute, en tussen daai 5 en 7 minute moet jou kind die speletjie kan verduidelik aan sy spannetjie. Hy moet sy spannetjie se aandag hê, hy moet seker maak dat sy spannetjie gaan deelneem, en dit beteken almal moet kan deelneem, en daar kan ek nou weer net so die bietjie van 'n hulp gee om te sê, jy kry dat daar 'n kind is wat moontlik dalk nou nie kan hardloop nie, of 'n kind wat nie mag op 'n voet spring of wat ook al nie. Dan is dit belangrik vir die aanbieder, die spelleier, soos ons dit noem, om op daai stadium daai kind ook te kan betrek, wat moontlik dalk nie aan die speletjie kan deelneem. Dit is deel van jou leierskap wat ons probeer toets by jou spelleier, wat ons dan nou op daai oomblik besig is om te toets. So dit is vir ons belangrik dat dit seker gemaak word dat almal deel is van die spel, op watter wyse ook al is dit dan nou net om dalk die punte te hou, of om net uit te wys dat hierdie speletjie of hierdie is die kinders wat moet deurgaan na die volgende gedeelte toe. So dit is maar die goed wat ons na kyk. En dan is dit daai 5 tot 8 minute moet alles gedek kan word. Die speletjie hoef nie klaar gemaak te word nie. Dit is nie nodig dat hy moet tot by 'n punt kom wat hy afgehandel is nie. Hy moet net so aangebied kan word dat daar wel vir die evalueerders van daai spelleier gesien kan word dat die kind verstaan daai speletjie. Die kind kan hom aanbied, die kind ken die speletjie en is vertroud met die speletjie en kan sorg dat almal 'n deel is van die speletjie op die ou einde. So dis al wat ons eintlik op die ou einde toets met daai speler op daai stadium. En natuurlik deel van die punte is ook om op die ou einde, as daar enigstens enige item saamgebring word wat deel vorm van die speletjie, soos 'n
vletjies of balle of stokke of sulke goed, dat die spelleier dit na die tyd ook verwyder en skoonmaak. Dit het ook maar 'n effek met jou algemene indruk wat jy dan kan gee vir daai spelleier om te sê, maar die spelleier neem totaal en al leiding deur die hele tydperk wat daar is. Dit is ook vir ons, as ons die spel moet, en dit staan ook so in die prospektus, die spel moet kan aangebied word binne of buite. Ons gaan nie werk nie met hom dat jy net op een plek kan wees nie. Ons is wel op een plek as dit aangebied word, maar so weet ons nie of dit gaan binne sy huis of buite sy huis wees nie. So dit is baie belangrik dat die spel binne en buite aangebied kan word. As jy nou die Hartbeesfontein terrein ken dan en jy weet hoe dit daar lyk, is gewoonlik die spele word daar aangebied in die saal, wat beteken as daar gewerk word met, of as die kind met 'n speletjie kom wat moontlik, kom ons sê water of meel op die vloer gaan gooi, moet hy of daai meel skoon maak of hy met die water op kan droog maak, dat dit nie 'n veiligheidsrisiko vir die volgende spelleiers of vir die volgende speletjie is wat aangebied word nie. So dis hoekom ons dit belangrik is dat dit moet kan binne en buite aangebied word. Ons gaan nie noodwendig, as dit nou weer eens as dit wonig in Gauteng is, ons gaan nie noodwendig buite te loop as dit 'n buitespeletjie is of binne wees as dit 'n binnespeletjie is nie. Dit moet regtig kan aangebied word binne en buite. So dit is belangrik om na te kyk. Dit is ook belangrik om te sorg dat jy 2 speletjies voorberei, dat die spelleier ten minste met 2 speletjies daar aankom, want daar word na al 2 speletjies gekyk en dan word daar besluit wat een van die 2 moet aangebied word. En dit is baie keer maar net vir die rede omdat die mens kan agterkom, baie keer is van die speletjies is nou al oor gedoen, en dan kyk mens ook dan nou maar net so 'n bietjie of daar nie van die ander speletjies is nie, en dit help ook om ten minste met 2 speletjies daar te kom, want dit maak dit net prakties beter vir daai spelleier om te kan besluit watter speletjie kan dalk die maklikste werk op daai dag. Ons neem ook daai speletjies in, al 2 van daai speletjies, so dit is ook deel van die punte. So alles wat ek hier vir julle nou sê, kan julle in ag neem, en dit is waar die 10 punte maklik kan opkom. Want ons neem ook daai speletjies in. Dit is ook belangrik as die kind begin met sy as 'n spelleier, dat hy dan nou daai speletjie wat hy vir ons deurgee, kan verduidelik, kan die speletjie 'n naam gee, want die speletjie het op ons nou nie, jy kom nie dit en jy begin sê, hoorie, okay, ek is nou hier en ons gaan nou hier langs mekaar sit en begin, dit help as jy ten minste as spelleier kan verduidelik en sê, maar my speletjie se naam is XYZ, en ek bied hom aan en dit is waaroor my speletjie gaan, dit is wat ek vir julle gaan verduidelik, en dan moenie aanvaar word, vir alles daar van die ouer speletjies is die speletjies wat ons almal baie speel, moet dan nie net aanvaar word dat daai speletjie deur almal geken word nie. Dit is belangrik dat jou spelleier dit mooi verduidelik sodat almal mooi verstaan, en dat alle vrae wat dalk gevra kan word deur die groepie wat speel, beantwoord word deur die spelleier, want dit is ook deel van die leierskap wat ons na kyk. En dan is dit ook vir ons 'n belangrike ding dat daar moet net gekyk word, as die spel enigstens dalk nie mooi mee werk nie, as die spelleier sien iets loop 'n bietjie verkeerd of wat ook al, daai spelleier moet maklik kan die speletjie kan stop en weer kan begin, en miskien op 'n ander punt kan begin met dit, en weet as spelleier miskien waar is die beste punt om nou weer om mee te begin, en dit is ook deel van die leierskap wat ons na kyk op die ou einde van daai kind. So dit is vir ons ook baie belangrik dat die kinders moet dit moenie net sit speletjies wees. Dit moet lekker wees. Die speletjies, bordspeletjies wat jy kry is gewoonlik maar die klompie, dit raak baie vervelig en daar's nie entoesiasme van die ander kinders om deel te neem nie. So dit is baie keer
lekker as daar 'n bietjie fisiese aktiwiteite deel van dit is. Dit help as daar 'n bietjie kan rondgespring of beweeg kan word deur die groepie, maar dit is ook belangrik om te weet dat die groepie word so verdeel dat dit seuns en meisies saam kan wees. So as die seuns byvoorbeeld 'n spel uitdink of wil 'n speletjie wil aanbied, soos kom ons sê brandpaal, gaan ons verkies om dit nie daai speletjie te kies nie. En dis hoekom ook een van die redes hoekom ons vra dat daar 2 speletjies moet saamgebring word sodat die keuse uitgeoefen kan word. Want dit is ook nie lekker vir die meisies gewoonlik as die seuns byvoorbeeld met 'n brandpaal speletjie kom en daar is maar net altyd wat iemand eers dalk net 'n bietjie kan seer kry. So probeer kyk na die speletjies dat dit gemaklik gespeel kan word deur seuns en dogters en probeer iets nuuts met die speletjies. As die kinders wil een van die ouer speletjies gebruik en hom net bietjie vernuwe, dit maak die punte baie makliker. As mens dan kan as jy kan kyk en sien, jissie, maar hierdie is nou dit een van die ou gunsteling speletjies, maar daar's net so 'n bietjie van 'n verandering wat plaasgevind het om hom net miskien 'n nuwe blaadjie te gee om aangebied te word. Dit is altyd daai entoesiasme maak 'n groot verskil vir die kinders en dan ook vir die evalueerder om te kan sien, maar hier is eintlik baie tyd en ingesit om hierdie speletjies maklik te kan aanbied vir die spannetjie wat daar is. Dit is pryse uitgee as hulle nou tyd kry om 'n speletjie aan te bied en hulle het hom dalk regdeur gespeel. Daar's nie 'n probleem as hulle dalk wil 'n klein prysie of ietsie wil uitgee nie, maar dit is nie nodig nie. Dit is nie nodig dat daar moet 'n gedeelte wees om te sê dat hierdie het gewen en dis 'n prys wat moet uitgedeel word nie. Dis regtig nie van die goed wat ons enigstens evalueer nie. Dit is maar soos wat die kind voel, kan hulle so iets doen. Dan is dit ook vir ons net asseblief baie belangrik dat die kinders hoef nie 'n papier te gaan voorberei en om te laat lamineer en tik en mooi prentjies en so aan om sy speletjie vir ons deur te gee nie. Ons verwag nie om dit te kry dat dit hierdie perfekte papier is wat deurkom na ons nie. Daar word nie punte gegee van hoe die papier lyk wat ingedien word. En daar word gekyk na hoe word dit aangebied en hoeveel kennis en hoeveel voorbereiding van verstaan van daai speletjie het ingegaan, nie van hoe lyk die papier nie. Ons kry in elk geval so deur die kamp hier Vrydag aand is dit gewoonlik met die eerste sessies is dit gewoonlik so dat almal is maar skrikkerig selfs by spele. En dan hier teen Saterdagoggend dan het die woord geloop deur die hele kamp al dat almal weet maar hulle is veronderstel om 2 speletjies in te gee en dat almal weet dat hulle moet so 'n papier voorberei. So dan kry ons die papiere in enige formaat. Dan kry ons hom vinnig geskryf sommer op 'n papier of op 'n stuk papier wat hulle net by iemand anders gou gekry het, selfs by hulle offisier van die kinders wat dalk dan nou nie hulle speletjies op papier geskryf het nie, om dit dan te kan indien, want dit tel punte, dit gee ook vir hulle punte as hulle dit indien. So op die ou einde kry ons handgeskrewe papiere, ons kry die mooi papiere, ons kry die gelamineerde papiere, maar dit maak regtig nie vir ons saak hoe ons dit kry nie. Die evaluering gaan regtig net daaroor of die kind voorbereid is om hierdie speletjie as 'n leier te kan aanbied vir die groep wat voor hom of haar staan op daai oomblik. Ja, en ek dink dit is eintlik maar die maklike gedeelte van spele. Die punte wat dit ook uitwerk is op 10 punte. So ja, alles wat ek hier vir julle vanaand gesê het en alles wat julle in die prospektus lees, is deel van die punte. So dit is nie 'n moeilike punt vir die kinders om daai naby aan 10 punte of selfs 10 punte te kry nie. So dit is nie iets wat 'n probleem is as die kinders voorbereid is nie. En soos ek sê, as hulle die tyd spandeer, daai 10 minute met elke byeenkoms, as elke kind sy geleentheid kry om sy 2 speletjies, miskien op 2 byeenkomste aan te bied vir sy maats, dan is dit klaar goeie voorbereiding. As die papier ook klaar gedoen is dan op daai stadium, dan kan jy as offisier, as spanoffisier, kan jy net daarna kyk
en jy kan sien of dit van die gehalte is wat dit moet wees en of dit wat op die papier staan is wat die kind dan nou gaan aanbied, dan is dit klaar, dan is dit reg, dan is dit net belangrik dat jy net moet onthou om daai papiere saam te bring, om dit dan ook te kan inhandig op die ou einde. So dis kort en kragtig waaroor speletjies gaan. Dit is regtig 10 punte wat maklik opgemaak kan word deur die kinders en wat regtig hulle nie voor bang hoef te wees nie. Dit is regtig eintlik 'n baie lekker tyd en die belangrikste is dat hulle dan op daai stadium en as hulle aanbieding doen, dat hulle dit net geniet. Almal moet net entoesiasties deelneem daaraan. Dankie Jan, ek weet nie of daar enigstens vrae is nie, of julle dalk meer van my wil weet nie. Ja, ek dink PJ wil gou vir jou ietsie vra. Ja, ek sien so, ja. Dankie Anita vir die inligting vanaand, ons waardeer dit. Anita, daai papier wat ons moet ingee, of die kinders moet ingee, is daar 'n formaat, soos die benodighede van die speletjie en hoe hy aangebied word, is daar 'n formaat wat ons met die kinders bietjie touwys maak voor die kamp? Daar's nie 'n spesifieke formaat nie, maar dit is maar belangrik dat, soos ek gesê het, laat die speletjie maar 'n naam kry. Dit is belangrik dat mens daarom net as die kind daarvoor staan, die spelleier staan, moet sê, okay, maar dis die speletjie wat ek gaan aanbied, en dan die reëls of die verduideliking van wat gaan plaasvind van hierdie speletjie, sodat die evalueerders wat nou daai speletjie dan nou kyk, as hulle dit lees, dat hulle net kan sien dat dit is hoe die speletjie aangebied kan word. En dan kan daarby geskryf word om te sê dat die benodighede is soos 'n bal of 'n klippie of iets in daai lyn, wat dan nou net sê, hoorie, maar dis wat jy nodig het om hierdie speletjie te kan aanbied, en dat daai spelleier dan kan sê, ja, hier is my klippie of hier is my stok of wat ook al, en dis wat jy met die stok of met die klippie gaan doen om dan nou om die speletjie te kan aanbied. En dan op die ou einde dan nou net met dan kan ook kom by 'n uitkoms. Hulle hoef nie by die uitkoms, soos ek gesê het, omdat hulle net 'n kort tydperk het wat hulle deelneem, hoef hulle nie by die finale uitkoms te kom nie, maar dat dit wel 'n uitkoms het, dat dit nie 'n speletjie is wat nie tot 'n einde kan kom of so nie. Okay, baie dankie. Waardeer. Reg. Lenet, wat wil jy vir ons bysit? Dankie julle, Anita. Ek het 'n redelike groot span. Ek het omtrent 10 seentjies in my span. Verkies julle laat al 10 van hulle elkeen 2 verskillende speletjies moet hê, want dis nou nog 'n hele hoop speletjies wat ek hulle dan moet aanhelp uitdink. Ek bedoel, hulle gaan self ook uitdink, maar 10 verskillende speletjies is nogal hektiek. Okay, so ons verkies dat dit nie, ons toets die kind se leierskapseienskappe. So dit is vir ons belangrik dat die kinders vorendag kom met hulle eie speletjies. As dit 'n speletjie is wat voorheen wat jou standaard speletjie is, soos vroteier of nou nie brandbal nie, maar vroteier en daai tipe van speletjies wat ons almal ken, en hulle wil net so 'n bietjie van 'n ander klank aan hom gee, asseblief, laat jou kinders toe om dit te doen. Maar dit word nie, ons hou nie daarvan dat julle as offisiere gaan en daai speletjies gaan voorberei en net vir hulle gee en sê kom, julle moet dit aanbied nie. Dit is deel van leierskap dat daai kind moet gaan sit en dink aan watse speletjie sal hy of sy wil aanbied. So ja, ek hoor jou, jy het 'n groot span en dit is baie speletjies wat hulle moet gaan voorberei. Maar dit is huiswerk, want dit is deel van die leierskap wat hulle moet hê, is hulle moet gaan dink wat wil hulle graag aanbied. En ja, as daar dan 3 of 4 van hulle kom wat met dieselfde speletjie voor jou kom staan en hulle kom dit aanbied, dan is dit ook reg. Maar ons verkies dat julle asseblief nie dit vir die hele span dieselfde speletjie gee om voor te berei, want dan hulle nie, dan vat jy daai leierskap van die kind af weg om entoesiasties self miskien 'n bietjie 'n ander oomf in dit in te sit of so aan. So laat hulle toe om te gaan sit en dink watter speletjies hulle self wil aanbied. As dit dieselfde is, geen probleem nie. Ons kry dieselfde speletjies die heeltyd as ons daar is, maar moet asseblief dit nie vir hulle uitwerk en vir hulle net gee nie. Ons kry dit, sien dit op die kamp
en dit is nie aanvaarbaar dat dit, want dan is dit nie die kind se voorbereiding gewees nie, dan was dit die offisier se voorbereiding. Laat hulle ten minste net self deelneem aan die voorbereiding van die speletjies wat hulle gaan aanbied. Sou ek vir jou voorstel. Baie dankie. Okay. Annemie, hoe werk die speletjiepunt by julle daar in die Vrystaat as julle kamp? Joan, ons het twee terreine, ons doen een in die saal en die ander een doen ons buite. En dan kom die kinders ook met hulle blaadjies by die toetspaneel, as ek dit nou maar so kan noem, en hulle gee die twee speletjies vir die offisier en hulle kies dan 'n speletjie, en dan moet die kinders dit ook vir die span verduidelik, en dan speel hulle dit, en hulle geniet dit regtig. By ons geniet die kinders die speletjies vreeslik baie, want ons bied ook speletjies om juist dit in te oefen vir voorslag op ons herskamp elke jaar aan Maart maand. So ons het nou weer herskamp gehad, en die speletjies is altyd 'n hoogtepunt by ons as ons dit aanbied. Ja, dit is Dis Joan, ja, ek kan ook net byvoeg, dit is nogal 'n punt wat die kinders vir daai hele 90 minute wat ons hier bo in Gauteng die sessie het, in daai tyd speel daai kinders die heeltyd, en hulle al is hulle klaar, al kry ons bietjie vroeër klaar met die groepie, op daai oomblik, hulle wil weer speel, hulle wil weer van die maatjies se speletjies wil hulle weer speel, so hulle geniet ongelooflik baie daai evalueringspunt, so dis hoekom dit belangrik is dat gee jou kind daai vryheid om self te wees en 'n speletjie te wil aanbied wat hy of sy gemaklik mee voel en graag wil speel saam met sy maats, want dit maak dit net soveel makliker dat hulle nie voel dat hulle nou moet hulle is gedruk om iets spesifieks te doen nie. Ek kan wel ook net vir julle sê sommer maar net van die punte wat of van die dinge wat belangrik is, veral jou kind wat jy kry baie van die dogters wat baie sag praat, wat sy stem nie eintlik baie ver kan dra of so nie, en as daai kind teruggetrokke, en dit is nie net dogters nie, jy kry seuns wat ook so is, maar as daar van jou kinders is wat so bietjie teruggetrokke is, 'n bietjie bang voel om 'n spelleier te wees, wat is dit altyd die gemaklikste vir daai kind om te gaan om te voel dat hulle in beheer is, om die res van die spannetjie wat dan nou voor hulle sit, want onthou hierdie kinders wat voor hulle gaan sit is van ander kommandos. Dit gaan nie sy eie spannetjie wees wat hy is in sy span wat hy gewoonlik in 'n week is nie. Hy gaan 'n klomp ander kinders saam met hom in sy span hê op daai toetskamp wat hy is. En om daai kinders se aandag te kry en te kry dat hulle sal wil deelneem, kan die spelleier seker maak dat die res van die spannetjie sit en die spelleier dan regop staan, want dan voel daai kind klaar meer ek is in beheer, hierdie kinders moet na my kyk en vir my luister. Dit maak daai tipe van goetertjies help die kinders om bietjie meer gemaklik te voel, veral die wat 'n bietjie sagte stemme het wat jy nie so mooi kan hoor nie, of die kind wat 'n bietjie ongemaklik voel om iets te wil aanbied, al het hulle dit vir hulle spanmaats aangebied, maar hulle het so 'n bietjie van 'n gevoel van nee, nou staan hulle voor vreemde kinders hier om iets te wil aanbied. Help dit nogal as hulle dan kan die kinders kry om te gaan sit, want dan is die ander klompie kalm en kan hulle makliker hulle speletjie dan verduidelik, en dan is hulle ook baie meer gemaklik om hom te kan aanbied en saam met die groep. Ek sit sommer nou en dink aan die offisiere wat help met 'n stukkie papier so hier deur die helfte van die kamp. As hulle vergeet, het jy al kruideniersware lysies gekry of checkerstrokies met speletjies of Ek het nog nie dit gekry nie, maar opgevrommelde papiere wat ek weet nie waar beland het al nie, het ek ook al gekry, wat dan nou net so mooi uitmekaar, net so mooi geskryf is, of net so mooi plat gedruk is, en dan is daar opgeskryf, en dis ook oké, dis reg, oké, natuurlik gaan daai kind dalk nou nie volle punte kry wat dit kom by die gedeelte van jou voorbereiding nie, want jy kan daar nou sien daai papier het nou ergens vandaan gekom wat
wat nie van die huis af gekom het nie. Hy het dalk nou daar ergens het iemand 'n papiersommet uit sy sak uitgehaal of iets in daai lyn om te kan gee. Maar daar's nog steeds 'n punt wat gegee word, want daar is darm ten minste 'n papier wat ingedien kan word. Want soos ek weer sê, as jy mooi luister wat ek vir jou sê, daar's baie van dit wat ek vir jou hier sê wat jy dit gee die punte. Dis wat die punte opmaak op die ou einde. So ons het al snaakse goeders gekry, maar ons het ook al verskriklike mooi speletjies gekry. Ons het selfs al gekry van kinders wat baie lekker van die hoe-oms wat julle partykeer so sien wat mense op die webblad kry, kom van hierdie kinders van die kinders se speletjies af wat hulle voortrekkerwerk het hulle 'n speletjie van gaan maak, en dit is baie keer daai speletjies wat die kinders die meeste geniet. Hierdie speletjie wat hulle altyd speel van hierdie woordspeletjie wat hulle almal sit en dan sê ons okay, ek sê 'n woord en dan moet jy die volgende woord bylas, en op die ou einde moet dit mos so woord as hulle so langs mekaar kom, dan kom jy by die einde en dan is dit nou, dan moet jy met almal onthou. Daai speletjie is nie lekker nie. Dit toets jou breinkrag, maar dit is redelik passief. So dis wat ons probeer vermy, om nie net te gaan sit en net dit te doen nie. Die kinders geniet dit om eintlik aktief te kan deelneem aan iets. Hulle hoef nie te hardloop nie en hulle hoef nie rond te spring en alles nie, maar net aktief dan deel kan wees van die spel, en dis wat altyd lekker is. Ja. Annette, wat wil jy vir ons vra? Moet die spelleier saam speel? Nee, dit is nie nodig nie. Die spelleier hoef nie saam te speel nie. Maar daar's nie 'n voorvereiste wat dit betref nie. As die speletjie vra dat die spelleier moet saam speel, solank die spelleier nog steeds kan die spel kan bestuur en kan beheer uitoefen oor daai kinders, maak dit glad nie saak of die spelleier saam speel nie. Ja. Ja, by ons en net soos net so saam met dit is, as ek nou so praat van die Woon-Gauteng wat ons speletjies wat hulle aanbied, ek kan nou nie onthou of ek het gesê het nie, maar so as daai groepie so bymekaar is, dan kry elkeen van daai groepie mos nou 'n beurt om sy speletjie vir die 10 ander of die 15 ander kinders aan te bied. Ons kyk ook daarna in daai selfde tyd, in daai 90 minute, en ons sê ook gewoonlik vir die ander kinders, hulle moet onthou om ook dit makliker te maak vir die spelleier deur te luister en deel te neem aan die speletjie, want jy gaan ook 'n beurt hê om te kan aanbied. So as jy moeilik is tydens die speletjies en wil nie luister nie of wil nie deelneem of so aan nie, as deel van die speletjie, as dit kom by jou beurt dat jy spelleier is, gaan jou maatjies ook met jou so wees, gaan ook dan dit vir jou moeilik maak. So ons probeer hulle kry dat hulle almal besef, hulle gaan die kans hê om 'n spelleier te wees. So neem deel en wees deel van die groepie, en gee jou maat wat die spelleier is die kans om sy speletjie vir almal te kan op 'n maklike manier kan aanbied, en gee die aandag vir jou spelleier soos wat nodig is. So help hulle ook mekaar op die ou einde om daai punte op te maak, sodat hulle as hulle almal deelneem, entoesiasties aan die speletjies. Janet sê so, baie keer vergeet die kinders al geskrewe blaaie by die huis, en sy laat hulle gewoonlik vooraf vir haar ook 'n afskrif gee, en dan vat sy die afskrifte wat hulle vir haar gegee het saam kamp toe, sodat sy, as hulle sin vergeet, dan sommer vir hulle die afskrif hier byderhand het. Ja, so dis goed, want dan, dan sit net minder spanningsvol, as jy by daai punt uitkom. By ons is die speletjies na die seremonie, so gewoonlik is dit ook altyd baie lekker dan, nie? Want hulle is nogal angstig as hulle by seremonies kom, en dan geniet hulle dit eintlik daar, en as hulle dan by speletjies kom, is dit soos die kersie op die koek, net na dit, dan is dit soos, okay, hierdie is nou net te maklik. Het iemand al speletjies gedop? Nee, ek het nog nie, wel, okay, wat is dop? Watter punte sien ons as 'n dop? Soos hy het gedryp, soos hy... So 0 of
ek het al gekry wat 'n kind dalk net baie min in die hoeveel jare wat ek dit nou al doen, het ek dink miskien dalk 2 of 3 kinders gekry al wat so 4 punte gemaak het. Dit was ek dink omtrent my minimum. Maar dan is dit regtig 'n kind wat nie die speletjies 2 speletjies het nie, nie 2 speletjies kan indien nie, glad nie weet wat om aan te bied nie, want ons probeer ook dit vir die kinders maklik maak. As hulle dan nou so senuweeagtig is en hulle het nou niks en hulle het nie vir maatjies kon vra nie, of hulle het nie papiere gekry nie en hulle kon niks voorberei nie, dan sê ons gewoonlik vir hulle, maar jy ken speletjies. Bied gou net 'n speletjie aan vir jou maats. Dis al wat jy moet doen. Jy moet net kan 'n leier wees wat kan voorstaan en kan vir kinders kan verduidelik wat is die speletjie en wat moet jy doen en dan moet jy speel. Dan kry jy het al so daai 1 of 2 kinders gekry wat nie eers wat heeltemal 'n blank slaan op daai oomblik en dan sê nee, ek kan aan geen speletjie dink nie, maar dit gebeur baie min. So dis waar daai 4 punte of wat ook al wel kan inkom en jy kry gewoonlik daai kind wat dan nou kan sê, okay, kom ons speel sommer net hierdie speletjie. Ons gaan net net vir mekaar 'n paar woorde sê of iets in daai ding. Dan is dit ook reg. Dit is nie verkeerd nie, solank daai kind dan die aandag het van almal en vir almal kan verduidelik hoe werk hierdie speletjie en dan entoesiasties almal kan laat deelneem. Dan het jy klaar ten minste 'n paar punte. So hulle dop nie maklik nie. Maar 4 was omtrent die minimum wat ek al wel gekry het, maar baie min. Daar's baie min. Die gemiddeld is gewoonlik eintlik redelik hoog, sal ek sê. Ja, dit is 'n goeie punt. So ons baie dankie. Jy het nou die towerwoord gesê en dit is deelname. So dit is enigstens in die hele voorslagproses kan 'n kind nie dop nie. Hy kan nie 'n medalje kry nie, mits hy dan moeswillig nie deelneem nie. Jy weet, so as hy op enige manier probeer deelneem, maak nie saak hoe goed of sleg dit is in vergelyking met die ander kinders nie, dan kwalifiseer hy wel en dan gee ons graag vir hom erkenning vir sy voorslag. So baie dankie. Ja, sjoe. Ek het nou amper begin wonder toe jy vra hoeveel punte doen, dan kyk, oh my gosh, hier het ek iets gemis. Maar dankie, gelukkig nie. Gelukkig kan ons nie dop nie. Okay. Is daar nog enige vrae? Enige ietsie? Het iemand 'n oulike speletjie wat hy altyd vir sy kinders leer soos jou plan B? Weet, soos as hierdie nou nie werk nie, of sê nou jy vergeet ietsie, dan skiet jy gou oor na hierdie ander een toe. Is daar enige van julle wat sulke plannetjies het vir ons? Ook albasters gooi, Joan. Albasters gooi soos in die ou dae. Weet jy? En hoe maklik is 'n albaster, nee, as jy 'n albaster kan kry by 'n maatjie? Ja, albasters gooi in 'n hoopie en ons het altyd op skool gespeel toe ons klein was. Ek het nou die dag my seentjie het by Glaskamp het ons hulle speletjies aangebied en ons het sommer daai beer koppies gevat en vol water gemaak en dat hy 'n pingpongballetjie op 'n tafel laat gooi en dan in die bakkie laat val. Dan kry jy punte vir 'n sekere kleerbakkie. So dis eintlik eenvoudig en jy kan dit so 'n bietjie opjazz en verskillende speletjies hê vir dieselfde props. So jy kan 2 speletjies hê met dieselfde props, dan hoef jy nie nou jou kar vol te maak met props vir 2 speletjies voorslag toe nie, byvoorbeeld. Okay. Ja, dis baie slim. Ja. Baie slim. As jy wil hê die kinders moet leer water drink, dan laat jy hulle beerpong speel soos wat jy gedoen het, nê? En dan elke keer as hy die balletjie ingooi, dan moet hy die glas water drink. Dis oulik. Ja, sien, so dit is sommer mens vat hom sommer verder. Jy doen sommer opvoeding ook op dieselfde tyd. Ja. Maar Anita, dankie vir die idees. Dit is ek het gedog ons moet almal nuwe speletjies uitdink. Dit was my eerste gevoel gewees of dis wat ek deur die grapevine maar gehoor het. Maar nou het jy sê dat ons moet dalk net 'n bietjie van 'n twist op 'n ou speletjie gee. Is altyd oulik en die kinders moet dit ou. Ekskuus vir die Engelse woord, maar hulle moet dit ou. Ja. En daai leierskap moet uitbeeld uit die persoontjie uit en
ons as offisiere kan dit definitief hulle aanbied, maar ja, hulle moet leierskap en ownership vat teenoor dit. Ekskuus vir die Afrikaans en Engelse woorde. Kom nou net Ja, uit die werklikheid. En ek dink dis hoekom ek voorstel dat jy moet in elk geval jou weeklikse voorbereiding doen vir jou span. Gee jou daai kansie om ook 'n bietjie 'n breek te kan vat deur vir jou kinders weekliks te sê, okay, hierdie week is dit jou beurt, Sunny, om jou speletjie te kom aanbied. Dan is dit 10 minute minder wat jy voorbereiding hoef te doen en laat hulle daai voorbereiding gaan doen. En dan na daai 10 minute wat hulle gespeel het, kan jy dan nou die terugvoer gee om dan nou juist daai kind dan te help as jy weet jy wat, maar omdat jy sag praat, Sunny, miskien volgende keer ons gaan dit weer doen, maar volgende keer laat jy die ander sit. So leer jy hulle daai leierskap, so help jy hulle met daai speletjie wat hulle self dan nou die eienaarskap van gevat het, wat hulle self gesê het, okay, maar ek wil hierheen aanbied, of dit nou 'n ou speletjie is en of dit 'n nuwe idee of 'n twist op 'n speletjie is, dit is daai eienaarskap wat daai kind gevat het op daai oomblik gesê het, maar dis wat ek dink ek wil aanbied. Dan kan jy ook sien of daai kind daai ene kan aanbied, of dit gaan werk op die ou en op die kamp, want partykeer kan dit lyk of die kind hierdie speletjie sal wil aanbied, maar as dit kom by die spel wat moet gespeel word, dan is daai leierskap, is dit dalk net nie presies die regte speletjie vir hom of haar om te laat aanbied nie. Want dalk is daar iets in 'n geval van dat dan moet rondgehardloop word en ek kan nie saamhardloop nie of iets in daai lyn. So dit is regtig belangrik dat hulle speletjie uittoets met jou. Daar gee jy jou 10 minute, kan jy van jou span op byeenkoms wegsit en hulle klaar dit dan hulle bring vir jou die speletjie op die papier en doen hom soos wat hy moet by die kamp wees. Hulle hoef nie te weet dis hoe hulle dit op die kamp gaan doen nie. Maar hy staan daar en hy bied hom aan vir sy maats en sorg dat hulle almal kan saamspeel en jy kan dit evalueer vinnig daarna en sê kom ons verander hier, kom ons doen dit en dan kan hulle dalk nog 'n geleentheid kry weer om dit aan te bied. As jy dit in graad 6 sal begin doen, dan kan jy dit meer as een keer met hulle doen en hulle kan albei hulle speletjies so doen en dan is hulle reg vir graad 7. Dan het jy nie nodig om enigstens verder iets te doen daaraan nie. En hulle het dan nou daai eienaarskap so gesê is. Ja, hulle weet presies wat hulle moet doen as hulle daar voor staan saam met die ander maats. Is daar nog iemand met enige ietsie wat jy wil bylas of enige vrae wat jy wil vra? Die kinders hou van bottle flip ook. Ja, wat 'n speletjie is dit? Ek verstaan dit totaal en al nie. Jy moet die bottel gooi met 'n halwe Coke bottel vol of sê 'n derde vol water en dan moet hy met land op sy bodem en dan regop staan. So jy het 'n paar probeer sla en dan van die kinders doen dit nogal goed. So dan kan jy dalk 5 botteltjies gooi en kyk hoe van hulle gooi die botteltjie dat hy regop staan en dan sal dalk 'n prysie na die tyd of 'n Wow. Ja, is eenvoudig. Ja, sien en dis sommer goed wat op die kamp rond is 'n leë botteltjie en bietjie water, né? Ja. Solank hulle net droog maak nadat hulle daar water gemors is. Dis net die belangrike ding. Veiligheidsaspekte, ja. Ja, hulle moet net die proppie toedraai, né? Ja, net die proppie toedraai, ja. Hy's gewoonlik toe, ja. Definitief. Anita, daar's genoeg lig as hulle in die aand dit aanbied, né? Ja, daar's genoeg lig. Ja. Selfs as ons dalk miskien 'n beerdkrag situasie beleef in die Gauteng in Hartbeesfontein het ons self binne in die saal is daar ook lig. So daar sal lig wees as dit nodig is dat ons 'n beerdkrag situasie ook het. Daar is genoeg lig. Dankie. Ek het baie geleer. Dankie Joan. Anita, ons waardeer dit. Ja. Dis 'n plesier. Ons vat dit nou na ons span toe. En ons gaan definitief nie eienaarskap vat vir daai speletjies nie. Hulle moet dit self kom doen. Asseblief, ja. Dat hulle want dit gee vir hulle daai geleentheid om hulle self te wees en met iets vorendag te kom of die ou speletjies. Dit is ook nie 'n fout as hulle net die gewone ou speletjies speel nie. Dis regtig nie 'n probleem nie. Hulle kan maar daarna ook kyk as hulle nou regtig nie iets net 'n bietjie van 'n twist op dit wil sit nie. Dit is nie 'n probleem nie. Ons gaan hulle nie minder punte gee omdat dit 'n ou speletjie is nie.
ek dink die mees belangrikste is daai entoesiasme en deelname. Dis maar die belangrikste. Dat hulle dit geniet. Dit gaan oor die geniet. Wonderlik. Nog enige vrae? Nog iemand met kommentaar oor spele? Okay, lyk vir my heel aanvaarbaar, dankie. Ons het nou lekker gesels vanaand. Baie dankie Anita vir jou passie vir ons kinders en dankie vir alles wat jy vir die voortrekkers doen. Dit was lekker om vanaand saam met jou te kuier en ons sien uit daarna om saam met jou te kamp ook en saam met julle offisiere en julle kinders. Dit is regtig nogal spesiaal as mense saam met hulle kamp en jy kom op 'n verkenderkamp en hier sien jy die gesiggie, dan weet jy sommer die voorslag was nie so 'n bomskok soos wat almal gedink het dit gaan wees nie en dan is dit lekker om verkenderaktiwiteite saam met daai selfde gesiggies te doen, saam wie jy in graad 7 gekamp het. So, ja, baie dankie vir julle, sterkte vir die res van die week. Volgende week gaan ons voort met ons onderwerpe, ek kan nou nie onthou wat die een is volgende nie, ek dink is situasies, dan sal ons bietjie daaroor gesels en onthou die laaste sessie wat ons gaan doen van hierdie voorslagvoorbereiding is om deur die PD loopbaanplan te gaan. Onthou as offisier, as jy daai werkboek stukkies doen, graad op graad word dit moeiliker, al lyk dit vir jou asof dit dieselfde onderwerp is, maar dan help jy so die kind om klaar voor te berei. As al sy werkboekstukkies gedoen is, dan is hy eintlik klaar voorbereid vir voorslag, so ek sal net daai loopbaanplan met julle deel in ons laaste kuiertjie. En dit is daai Woensdag, die 25ste Junie voor die skool sluit. Dan is dit die einde van ons saamkuiers, tot ons mekaar dan op die kamp sien. So, dankie julle, voorspoed, mooi bly, lekker week, pas julle op. Dankie vir die organisering van dis Joan. Mooi bly, totsiens. Bye bye. Dankie julle, bye bye.